Kom ons blaai na Matteus hoofstuk 21. Matteus 21, die eerste 11 verse daar gaan ons saam lees. Kom ons bid saam. Here ons God, as ons so stil raak, dan weet ons dit is die stilte voordat 'n nuwe week begin. 'n Week met al sy gewoel en gewerskaf, sy sleur, sy verpligtinge. Baie keer sy gejaag wat maak dat ons afskeeptydjies gebruik om aan ons verhouding met U te bou. En daarom dank ons U dat ons vandag 2 keer juist die kans gehad het om hier te wees, om te hoor wat U vir ons wil sê, te hoor wat die Gees vir die gemeente kom sê. En daarom bid ons Gees dat U dit in en om ons stil sal maak, sodat ons werklik U stem sal hoor. Om Jesus Christus ontwil. Amen. Toe hulle naby Jerusalem kom en Betfage aan die Olyfberg bereik, het Jesus 2 disippels vooruitgestuur en vir hulle gesê, gaan na die dorpie daar reg voor julle. En net soos julle inkom, sal julle daar 'n donkie kry wat vasgemaak is en 'n vul by haar. Maak haar los en bring hulle vir my. En as iemand iets vir julle daaroor sê, antwoord dan, die Here het hulle nodig en hy sal hulle gou weer terugstuur. Dit het gebeur sodat die uitspraak van die profeet vervul sou word. Sê vir Sion, jou koning kom na jou toe. Hy is nederig en hy ry op 'n donkie, op die vul van 'n pakdier. Sien, 'n perd was natuurlik 'n oorlogsdier in daardie tyd, en jy sou altyd verwag natuurlik dat 'n koning op 'n perd ry. Nou hier is dit 'n pakdier. Hy kom dus in ons taal nie in 'n limousine of lyk my deesdae nie in of ander swart BMW met loeiende sirenes nie, maar hy ry in 'n lorry. Dis basies wat hier staan. Hy kom op 'n donkie, die vul van 'n pakdier. Die 2 disippels het toe vooruit gegaan en gedoen wat Jesus hulle beveel het. Hulle die donkie en die vul gebring, van hulle klere op die diere gesit en Jesus het opgeklim. Die grootste deel van die skare het van hulle klere op die pad oopgegooi en ander het takkies van die bome afgebreek en dit op die pad gestrooi. Die mense wat voor Jesus geloop het en die wat agter hom aangekom het, het begin uitroep, prys die seun van Dawid, loof hom wat in die naam van die Here kom, prys hom in die hoogste hemel. Toe Jesus in Jerusalem ingaan, het die hele stad in beroering gekom en gevra, wie is hierdie man? Die skare het geantwoord, dis die profeet Jesus van Nasaret in Galilea. Broers en susters, Jerusalem is een van die oudste stede in die wêreld. Argeologiese opgrawings bewys dat daar al vir ten minste 5000 jaar lank mense op daardie plek woon. En dat een of ander vorm van 'n stadjie al omtrent 4000 jaar lank daar bestaan. En dan moet ons sê, Imonte hier waar ons bly, is dan nou nie juist een van die oudste plekke wat jy jou kan indink nie. Hoe oud is die kasteel? 1652? 4000 jaar lank al is daar 'n stadjie op daardie plek. Nou die naam van Jerusalem, interessantheidsonthaalwe, hou verband met die naam van 'n Kanaanitiese god by name Shalem, wat die god van die oggendskemering was. Want ons moet onthou dat Jerusalem bewoon is lank, eeue, duisende jare, voordat die Israeliete ooit die land Kanaan binnegekom het. Wat die woord salam in Arabies of shalom in Hebreëus is natuurlik die woord vir vrede. En nadat die Israeliete onder leiding van Dawid Jerusalem ingeneem het en dit die Godstad geword het,
is dit die betekenis wat telkens aan Jerusalem geheg is. Dit is so mooi in die Hebreëus Jerusalem. Nou, die shalom, die vrede, is dit wat gekoppel word aan die begrip Jerusalem. Die stad van vrede, die stad waar God se tempel is, 'n plek wat op 'n besondere manier aan God geheilig is, omdat sy tempel daar staan, en omdat dit die stad van vrede is. Maar nou is dit baie ironies, dat die geskiedenis van Jerusalem alles behalwe vreedsaam is. Dis amper eerder 'n bekleierery, 'n geskiedenis van bekleierery, die een bekleierery op die ander. Deur die loop van sy lang bestaan, weet ons dat Jerusalem ten minste 2 keer met die grond gelyk gemaak is. 23 keer beleer, 52 keer aangeval, 44 keer verower en 44 keer weer herower. En nou weet ons baie goed dat tot vandag toe is dit ook 'n brandpunt van konflik. Want die Palestynë, wat ek al hoeveel keer gesê, die Filistyne van die oudheid is, want die tekentjie vir 'n P en 'n F in Hebreëus is dieselfde. 'n P kry net 'n kolletjie en 'n F nie. So die Filistyne is die Palestyne van vandag. Hulle beskou natuurlik Oos-Jerusalem as die hoofstad van 'n staat wat hulle daar wil hê, 'n Palestynse staat. En omdat die Israeliete dit nie wil toelaat nie, hou hulle aan om nedersettings in daardie besette gebied te bou. So tot heden vandag toe bly konflik in daardie stad van vrede smeel. Ons sal vir onsself vra, wat sou die betekenis van Jerusalem vir ons as Christene vandag wees? Dan moet ons 'n bietjie krap. Wat beteken dit vir ons wat in Suid-Afrika bly hier in die 21ste eeu? Want ons skrifgedeelte gaan immer spesifiek oor die koning, oor Jesus wat hierdie stad van vrede binnekom. Nou is daar Christene, van ons weet waarskynlik van hulle, wat vandag baie maak van die historiese stad Israel, Jerusalem en van Israel. Daar's van hulle wat sê die koms van God se koninkryk is direk verbind aan die herstel van Jerusalem en die tempel en die Joodse staat. En daarom wil hulle sommer se muur vanuit godsdienstige redes by die politiek in daardie area betrokke raak. En hulle sê die koninkryk gaan nie kom tensy dat Jerusalem weer opgelig en die tempel herstel is. Maar vriende, as ons nou dink oor die betekenis daarvan, dan wonder ek of dit die pad is wat ons daarmee moet stap. Ek dink daar is 'n dieper, kom ons sê 'n simboliese betekenis aan Jerusalem, aan die naam, die stad, die Godstad, wat baie meer werd is, of baie meer belofte inhou, as om nou te dink dit gaan oor die fisiese oprig van Jerusalem en die herbou van die tempel weer. Ek dink daar's baie meer simboliese betekenis. In die eerste plek sou 'n mens kon sê, dat elke stad eintlik 'n Jerusalem moet wees. Elke stad moet eintlik 'n plek van vrede wees. Elke plek waar mense saam woon, moet 'n stad van vrede hê. Dit is wat God wil hê. Dis wat hy alselfs in die Ou Testament gesê. Dink aan die woorde van die Here aan sy mense deur Jeremia, nadat hulle uit Jerusalem weggevoer is en hulle in ballingskap gaan sit het. Ook daar moet hulle die vrede van die stad soek en daarvoor tot die Here bid. Want in die vrede van die stad sal hulle self ook vrede hê. Ons lees daai baie belangrike vers in Jeremia 29 vers 7. Dit is vir ons vandag nogal ook 'n belangrike vers. Bevorder die belange van die stad waarin ek julle in ballingskap weggevoer het. Onthou nou, dit is die stad van die vyand. Nou sê die Here, bevorder die belange van die stad waarin ek julle in ballingskap weggevoer het. Bid tot my vir daardie stad, want sy belange is ook julle belange. So elke stad moet simbolies 'n Jerusalem wees. Ook hier waar ons in Oos-London bly. Hier moet mense met mekaar kan saamleef. Moet hulle kan floreer. Moet hulle volle potensiaal kan verwesenlik. En nie net mense nie, die diere en die natuur ook. En as 'n mens daaroor dink, dan besef 'n mens, broers en susters, ons stad soos elke ander plek in Suid-Afrika, baie plekke in die wêreld, is nie 'n stad van vrede nie. Daar is soveel mense
wat swaar kry, ook in ons omgewing. Daar is soveel eensaamheid, soveel konflik, soveel geweld, soveel gesinsgeweld, kriminaliteit, wetteloosheid, ook op ons paaie. Hierdie omgewing waar ons bly, hierdie land waar ons bly, moet 'n Jerusalem wees en in baie opsigte, ek dink amper in die meeste opsigte, is dit nie 'n stad van vrede nie. In die tweede plek dink ek, moet elke mens se binneste ook 'n plek van vrede wees. As 'n mens nou 'n prentjie, 'n vergelyking wil trek, sou ou kon sê dat soos wat 'n stad georden is, so moet 'n mens se binnekant ook georden wees en die skepping ook. So 'n mens se binnekant moet soos 'n geordende stad van vrede wees. Daar moet vrede hier binne in jou lewe. Jy en jou mens wees met 'n stad van vrede wees. En soos ek vanoggend gesê het, dit is alleen moontlik as jy regtig in 'n lewende verhouding met Jesus Christus lewe. Andersins sal jy nooit geluk en vrede hier binnekant in jou hart hê nie. En broers en susters, baie keer is dit nie die geval nie. Ons mense se verhaal hier in die binnekant is ook maar baie keer die verhaal van konflik. My begeertes veg teen my. Ek veg teen myself. Ek veg teen my ouers. Ek is kwaad. Ek is bang. Ek is buite beheer. Ek is opgeslurp in die mal gejaag van die lewe. En daar is so min vrede. En ek dink dis hoekom mense sulke simpel goed doen in die najaag van vrede wat jy nêrens sal kry tensy jy in 'n verhouding met Jesus lewe. Iemand skryf die afgelope dag vir my 'n WhatsApp wat sê, ek is so onherstelbaar stukkend hier binne my en dit maak my kwaad. Broers en susters, niemand is onherstelbaar stukkend hier binne nie. Want as jou binneste in 'n verhouding met Jesus Christus lewe, dan kom die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, ook in jou hart uiteindelik en in jou binneste tot uiting. Nou weet ek nie of die departement sielkunde daar agter die orgel sal saamstem met my nie, maar ek dink nie iemand is hier op aarde onherstelbaar stukkend. En ek weet nie wat die sielkunde kan doen nie, Elmarie, maar ek weet wat 'n verhouding met Jesus Christus kan doen. Dit kan gesond maak. Dit kan vrede skep. Dit kan van jou binneste 'n Jerusalem maak, 'n plek van vrede. En natuurlik die derde plek, dit geld ook die skepping. En daarom interessant dat ons in die Nuwe Testament lees dat die hele skepping sien met reikhalsende verlange uit dat Jesus weer kom. Dat die skepping ook daardie vrede kan hê. Want die skepping is ook bedoel om simbolies 'n Jerusalem te wees. En ons kan in die verband dink aan die pragtige prentjie wat geskep word in Genesis 1, die einde daarvan, waar ons lees, God het gekyk na al die dinge wat hy gemaak het, en hy het gesien, dit is goed. En hy het gerus. En dis waarvoor die skepping bedoel is, om te deel in hierdie rus van God, hierdie volheid, wat eintlik 'n feesviering is. Die skepping was bedoel om in vrede by God te wees. En ook dit gebeur nie, vanweer die sondeval, of vanweer die mense ingryp, die mense opgebruik van die skepping. Die dood het 'n vyand geword wat skeiding bring. Mense word bang vir God en kruip vir hom weg. Mense probeer op hulle eie reg kom. Hoeveel keer, broers en susters, gebruik ons nie byvoorbeeld die uitdrukking, kom ons sê iemand is baie siek, dan sê ons al wat nou oorbly is om te bid. Al wat ons nou nog kan doen is om te bid. En eintlik is dit wat ons heel eerste moes doen. Dan kan ek wat dokter toe gaan na al die ander dinge. Maar ons lewe so met 'n tipe van 'n idee van, nadat ek elke ander idee opgebruik het, en elke ander menslike poging opgebruik het, nou bly daar maar net een ding oor, en dit is ons moet nou maar bid. Terwyl dit die heel eerste ding is wat ons eintlik moet doen. Ons probeer met ander woorde ons eie stad bou. As ons dan sê,
Ons doen al hierdie dinge en nou moet ons maar bid. Nou is ek in 'n doodloopstraat, nou kan ek net opkyk. En vriende, dan probeer ons eie stad van vrede bou, op welke manier ook al. Al wat ons reg kry is 'n toring van Babel. Al wat ons reg kry is 'n Babelse verwarring en daar is geen vrede nie, want hierdie mense kon mekaar later taalgewys en nie verstaan nie en hulle spat uit mekaar. En ek dink mense verstaan mekaar nie en ons spat uit mekaar. Matteus 21 sê vir Sion, nou dis natuurlik die berg waarop Jerusalem gebou is, een van die berge daar, is 'n ander naam vir Jerusalem, is sinoniem, sê vir Jerusalem, kyk, jou koning kom na jou toe. Hy is nederig en hy ry op 'n donkie op die vul van 'n pakdier. En dit is die nuus wat hierdie gedeelte gee. Christus kom ons Jerusalem binne. Sy pad tussen ons mense bring hom uiteindelik na Jerusalem toe. Die een deur wie God die stad gemaak het, die een wat die bouplanne van die stad van vrede, Shalom by hom het, eintlik nie net by hom het nie, hy wat eintlik self die bouplan is, hy kom die stad binne. En so anders as wat ons gewoond is, wat in hierdie wêreld van konflik bly, hy ry op 'n donkie, nederig, 'n pakdier. Hy kom op 'n bokwa daaraan, nie 'n grand koets, nie 'n limousine. Tog onwrikbaar getrou aan God. En die interessante ding is, die eerste ding, ons lees dit net in die volgende gedeeltetjie, die eerste ding wat hy doen toe hy in Jerusalem inry, is hy reinig die tempel. Hy maak, wil ek amper sê, die stadse verhouding met God reg. Want die tempel, weet ons, het 'n plek van handeldryf geword. Dis al waaroor dit gegaan het. Dit het nie meer gegaan daaroor dat God aanbid word nie. Dit het net gegaan oor geld wat daar te maak is, want almal moes kom offer. En dan het jy jou duif of jou bok of jou skaap of jou bees of jou wat ook al kom koop, en dit het lawaaierig geraak en baie belangriker as die eredienste wat uiteindelik daar gehou is. En hy ry hierdie stad van vrede binne, en hy wil kom om die vrede met God te herstel, en die eerste ding wat hy doen, is hy kom reinig die tempel. Hy kom maak die tempel reg. Hy sê, die aanbidding van God moet herstel word. En dan vervloek hy die vyeboom. Net daarna. Ek is in die stad van vrede in. Ek het simbolies kom wys dat die verhouding tussen my Vader en julle herstel moet word. En dit is nou gedoen. En as die vrug nie daar is, dan vernietig ek die vyeboom. Broers en susters, as ek dit nou toepas op Suid-Afrika, wat nou al 400-500 jaar lank die lig van die Christenbeskawing hier het. En in steede van dat 'n ou sien dat by die groot uitbreiding van kerke na die groot trek, wat elke klein dorpie 'n reuse kerk gekry het, seker daar by Waterval boven ook, Machadodorp, groot kerke waar dan nou 6 mense sit. In steede van dat die kerke meer en meer geword het, en die vrug dus meer en meer geword het, word dit al hoe minder en minder en minder en minder, dat in Europa die kerk eintlik nie meer bestaan nie. En ons is wat, 15 jaar agter Europa, sê hulle altyd. En kyk hoe gaan dit in Suid-Afrika. En ons is nou baie klaar oor Suid-Afrika, en ek dink Ofani sal saamstem. As die opdrag so duidelik is, maak reg met God, en ons doen nie, dan gaan die vyeboom aan. En ek wil amper sê, ons het 500 jaar gehad, vandat Van Riebeeck gebid het, Here, help ons om die land te kerstel. En 'n mens sien dit nie rondom jou gebeur nie. Jerusalem word deur Jesus binne gery. Die tempel word gereinig, sodat Jerusalem regtig kan wees wat God dit van die begin af bedoel het om te wees, 'n stad van vrede. Maar sodat jou en my binneste ook kan wees wat God dit van die begin af bedoel het om te wees, 'n plek van vrede. En as jy en ek aan ons eie lewens dink, in ons verhoudings, is dit plekke van vrede,
Of tel 'n mens langs die pad van jou lewe soveel mense op met wie jy ergens 'n bekleierery het. Dit is tragies, broers en susters, maar ek dink van die ergste bekleierye kom in families voor. Kinders wat nie met hulle ouers praat nie, ouers wat nie met hulle kinders praat nie, broers en susters wat nie met mekaar praat nie. Terwyl dit eintlik die eerste vesting van vrede behoort te wees. Sodat die wêreld kan wees wat God het van die begin af wil hê, Suid-Afrika, vol van God se shalom. Nou wonder ek as Jesus vanaand hier inry, of as hy in ons stad inry, of as hy in my lewe inry, op die een of ander manier, wat sou my reaksie wees? Interessante ding is, die mense van Jerusalem verstaan nie mooi wat aangaan. Wie is hy? Wie is hierdie man? En tog is hulle bly, want hulle strooi takkies van bome voor Jesus se rydeur en dit is 'n teken van blydskap en feesviering. En jy en ek, broer en suster, is eintlik veronderstel om dieselfde te doen in ons lewe en in ons omgewing en in ons wêreld vandag. Want ons weet wie hierdie Jesus is wat die stad binnekom. Om dit te doen, moet ek beheer oor my eie lewe prysgee. En moet ek dit regtig volledig oorlaat aan hom. Jy weet, julle ouens van my ouderdom, en dis nou omtrent almal wat hier sit, behalwe Mariska en Liesel en Stefan, wie nog? Wendelin. Ons is gewoond, ek het in elk geval groot geword met die idee, dat as ek een of ander iets wil doen, en my pa of my ma, of die onderwyser of die dominee, of die voortrekker offisier, of weet ek al sê, die Bybel sê nee, dan is dit nee. Geen argument. Niks. En iemand was my nou die dag woedend kwaad, sodat die persoon opgestaan en uitgestorm het, toe ek sê, maar die Bybel sê, toe raak die persoon woedend en sê, ek laat my nie deur 'n 2000 jaar oue boek voorskryf. En vriende, dis baie algemeen. As 'n ou met die hoërskoolkinders werk, soos ek nou en dan doen, dis 'n baie algemene houding. Ja, maar die boek is 2000 jaar oud en hy geld nie meer heeltemal vir dit wat ons vandag glo. En dan word allerlei slim argumente aangehaal, totaal buite konteks, soos dan kan jy ook nie 'n polyester cotton hemp dra nie, maar die Bybel sê jy mag nie twee stowwe meng en al die goed, wat net sê dit nie 'n begin van 'n verstaan hoe jy 'n antieke geskrif eintlik moet interpreteer. Maar die gesag van die Bybel word net dood eenvoudig geïgnoreer. En dit het nou onder andere gegaan oor Hebreërs wat sê, moenie van die kerk af wegbly nie, want as jy dit doen, dan sondig jy opsetlik en daar is nie vergifnis vir jou. Sê nie Petser nie, sê Hebreërs. En die kerklospersoon staan woedend op en sê, hy laat hom nie deur so 'n ou boek voorskryf. En dan, broers en susters, kry jy 'n volgende oproep weke daarna, wat sê, ek is onherstelbaar gebroken. Nou dan verstaan nou mense hoekom. Want daar is nie 'n verhouding met Jesus nie. Want as daar 'n verhouding is met Jesus, dan sal ek die gesag van die woord aanvaar, en dan sal ek doen soos die woord vir my sê, en dan is die noodwendige gevolg die herstel, die vrede. En dan kan hulle in Elmarie, jy spesifiek is vir my geweldig hulp, want natuurlik moet die sielkunde ook help ook nie net jy bid vir 'n ou wat hartaanval gekry het nie, met hom maar by die dokter ook uitkry, maar die dokter en die gebiddery beteken geweldig baie. Maar die beste sielkundige in die wêreld, sonder 'n verhouding met die Here Jesus, gaan niks help. En nou dink ek by myself nou die dag, en dis hoekom ek het sê, al wat ek nou nog vir die ou kan doen, is om vir hom te bid. En dis nie al wat ek kan doen nie, is dat die ou van die begin af moet so doen. En om dit te kan doen, om regtig die gesag van die Bybel te aanvaar in my lewe, moet ek beheer prys gee. Ek moet my lewe oorlaat aan hom. As hy ons stad, my stad binnekom, moet ek net by hom wees.
Net in die gees bewus wees daarvan, dat sy pad hom nou hier by my inlei, en dat ek met aandag langs daardie pad kan staan. Uiteindelik 'n pad wat graf toe gaan, binnekort, dis lydenstyd, maar dis ook die pad na die stad van vrede. En daardie vrede sal die Republiek van Suid-Afrika en die munisipaliteit van Oos-London en ek en jy in ons huise net hê, as die beheer daarvan volledig aan Jesus Christus oorgegee is. Lilika Raag sing 'n verskriklike mooi lied, wat sy dood eenvoudig die een stad se naam na die ander opnoem. En dis almal stede, waar daar selfs Boipatong, hier by ons is daar. Dis stede waar daar oorloë was, in die klassieke tye en in die hedendaagse tye. Dis apartheidstede, dit is Duitse konsentrasiekampe, die een na die ander. En dan sluit sy die lied met die pragtige woorde af, maar daar is ook 'n ander stad. 'n Stad waarvan die strate van goud gemaak is. En dan begin die klokke lui, en dan sing sy van die nuwe Jerusalem, wat gekom het, die stad van vrede. Saam met hierdie aaneenreiging van die dit kom uit die Griekse oorloë uit, en die Eerste Wêreldoorlog, en die Tweede, en die Eerste Vryheidsoorlog, Amajuba is ook daar onder andere, kom dit uiteindelik, maar daar is 'n ander alternatief. Daar kan ook op hierdie aarde 'n ander tipe stad wees. 'n Jerusalem, die nuwe stad. En dit gebeur waar mense al hoe meer die beheer aan God oorgee. As jy dit in jou huis doen, dan word jou huis 'n klein stuk nuwe Jerusalem, en ons gemeente, en ons stad, en so aan. En mag ek en jy regtig waar teen ons instinkte skop, want elke mens se instink is om self te beheer. Teen daardie instinkte skop, en beheer oor die Here Jesus, aan die Here Jesus oorgee, en so instrumente van sy vrede word. Amen. Here, ons erken dat dit so dikwels makliker is om instrumente te wees van haat, van geweld. Ons sien dit elke keer as ons televisie nuus kyk. Terwyl dit soveel beter sou wees om in vrede en harmonie met mekaar saam te lewe. En daarom bid ons, Here, maak my en elkeen van ons 'n instrument van u vrede, sodat die Jerusalem, soos u dit bedoel het om te wees, ook hier op aarde sal daag, sodat ons in vrede met mekaar kan lewe en die evangelie sy gang kan gaan. En Here, help ons om telkens waar u in ons lewe wil inry, vir u die pad oopmaak. Want omdat u op 'n donkie inry, sê dit, u kom nie met geweld nie, u kom nie om te breek en te skop en te slaan nie. U kom om soos vanoggend by sy gees tuis te gaan, genesing te bring. Ons bid daarvoor. Vir onsself en vir ons land, vir sy mense. Amen. Ons het geleentheid om